ons sing vanoggend en die naam van die Here groot te kan maak. Ek wil vanoggend vir u sê dat die woord van die Here sê dat God leef onder die lofsange van Israel. Ek wil jy moet mooi hoor, God leef onder die lofsange van Israel. God leef onder ons midde, waar sy naam geëer en geprys word. So ek groet u weer eens in die wonderlike naam van Jesus Christus. Almal wat online is, ons groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus. U weet, toe ek voorberei het ek voor die Here gelê en ek het gesê, Here, wat kan ek vanoggend vir u bring? En Pastor Christo, het jy geweet wat my woord is vanoggend? Nee, En ek wil vir u sê, elke liedjie wat ons vanoggend gesing het, is net so, soos wat my woord is. Pastor Christo het nie geweet, waaroor ek vanoggend gaan preek nie. En ek wil vir net gou ietsie lees, wat vir my so wonderlik is, oor die lofsange. En toe ek dit lees, toe sê ek, ja Here, u is groot, u is wonderbaar, u is heilig. Die frase God woon onder die lofsange van Israel, kom uit Psalm 22 vers 4. Dit beteken dat God se teenwoordigheid en heiligheid in die middel van die lofprysing van sy volk is. Dit beklemtoon dat lofsange 'n geestelike atmosfeer skep, waar God se teenwoordigheid ervaar word. Die woord van die Here sê, alle volke klap met die hande, juig tot eer van God. Alle volke, uit die kleur, taal of nasie nie. Hy sê, alle volke, hef julle hande op na God. Hy gaan verder hierso. Hy sê, die betekenis daarvan is, dit beklemtoon dat God se heiligheid en teenwoordigheid deur lofprysing uitgetoon word. Die konsep sê hy, lofprysing word gesien as 'n troon of 'n plek waar God graag wil wees. Ek wil vanoggend vir u sê, toe ons gemeente gehad het, en dan berei jy voor vir 'n boodskap, en dan vat God oor. Ek los die Here dat sy gees beweeg soos wat God se gees wil beweeg. Nie soos wat ek nie. Ek is net 'n monster vir die Here. Ek is net 'n instrument. Die Here gee my 'n woord en die Here sê, gaan en bedien my volk. En ek wil vanoggend vir julle 'n gedeelte lees uit Jona. En dit is 'n bekende gedeelte wat almal ken. En ek lees vir ons Jona 1. Jona 1 vanaf vers 1. En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van die Amittai, en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive, en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van die Here af weg. En hy het na Jaffo afgegaan, en 'n skip gevind, wat na Tarsis sou vaar. En hy het die reisgeld daarvoor betaal, en daarin geklim, om saam met hulle na Tarsis te vaar, van die aangesig van die Here af weg. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp, en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip geloop om skipbreek te lei. Toe word die seeliede bang. Hulle het elkeen tot sy God geroep, en die lading wat in die skip was, in die see gegooi, om vir hulle verligting aan te bring. Maar Jona het na die onderste deel van die skip afgeklim, en daar gaan lê en vas aan die slaap geraak. Daarop kom die skipskaptein na hom toe en sê vir hom, wat makeer jou, dat jy so vasslaap? Staan op, roep tot jou God, miskien sal die God aan ons dink, sodat ons nie vergaan nie. Hulle sê toe vir mekaar, kom en laat ons loot, dan sal ons weet, om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. En hulle het geloot, en die lot het op Jona geval. En hulle sê vir hom, vertel ons tog om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. Wat is jou nering
En waar kom jy vandaan? Wat is jou geboorteland? En uit watter volk is jy? En hy antwoord hulle, ek is 'n Hebreër, en ek vrees die Here, die God van hemel, wat die see en die droë land gemaak het. Toe word die manne bang en sê vir hom, wat het jy nou gedoen? Want die manne het geweet dat hy van die aangesig van die Here af weggevlug, want hy het hulle dit te kenne gegee. Verder sê hulle vir hom, wat moet ons jou doen, sodat die see om ons heen kan bedaar? Want die see het hoe langer, hoe onstuimiger geword. En hy antwoord hulle, neem my en gooi my in die see, dan sal die see om julle heen bedaar, want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het. Nogtans het die manne geroei om die skip weer land toe te bring, maar hulle kon nie, omdat die see hoe langer hulle onstuimiger teen hulle geword het. Toe roep hulle tot die Here en sê, ag Here, laat ons tog nie vergaan weens die lewe van hierdie man nie, en bring geen onskuldige bloed oor ons nie, want u Here het gedoen na u welbehaag. En hulle het Jona geneem en hom in die see gegooi, en die see het stil geword van sy onstuimigheid. Toe het die manne die Here gevrees met groot vrees, en slagoffer aan die Here gebring en geloftes gedoen. En die Here het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk, en Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. Ek titel my boodskap vanoggend, Jesus roep jou. Jesus roep jou. Ek wil vanoggend vir julle sê, geliefdes, dat maak nie saak hoe oud of hoe jonk jy is nie. As God jou roep om vir hom te werk, gaan God jou gebruik. Maak nie saak wat jy besluit nie. Jy kan Kaap toe gaan as die Here jou is Londen toe stuur. God gaan 'n plan maak om jou daar uit te kry. As ons kyk na Jona se lewe. Jona het 'n opdrag gekry. Hy moet na Ninive toe gaan. Maar jy weet, hy besluit nee, ek is jammer. Ek gaan ongehoorsaam wees. Ek vlug Tarsus toe. Ek wil vir jy sê, maak nie saak waar jy wegkruip nie. God is daar. Hy gaan jou daar besoek. Jy sien, Jona het op 'n skip geklim. Hy het daar onder in die buik van die skip gaan lê. God was daar. Ek wil vanoggend vir jy sê, ons as mens is presies soos Jona. God gee ons 'n opdrag. Dan sê ons, nee Here, die opdrag is te groot. Ek kan dit nie doen nie, Here. Here, gee my iets kleiners. Ek wil vir julle sê, omdat ons God beperk, omdat ons God in 'n klein boksie sit, dit is wat God vir ons gaan doen. Moenie God beperk nie, want God kan enigiets doen. Hy sê vir ons, vra en vir jou sal gegee word. Jy weet, omdat ons God beperk, omdat ons God se liefde beperk, gaan die Here vir ons gee, wat ons hom beperk nie. Jy weet, ons het op Sondagskool ons 'n liedjie gesing. Was 'n Christen, moet jy my help. Is iets van sy liefde. Is so hoog. It's so high, and it's so low, and it's so wide. Jy weet, God se liefde kan jy nie beperk nie. God se liefde is te groot vir ons. Nie net vir my nie, vir elkeen van u wat hier sit. Jy weet, baie mense dink, maar ek kan nie preek nie. Is dit die pastore wat kan preek? Is dit die evangeliste wat kan preek? Ek wil vanoggend vir u sê, as jy 'n getuie is vir God, het jy klaar gepreek. Die woord sê, gee net, saai net daai korreltjie, saai net daai saad, en God sal dit nat maak. Moenie jy probeer gaan, om dit te probeer nat maak nie. God maak dit nat. Jy weet, al wat Jona moes gedoen het was, hy moes net 'n saad gaan plant het in Ninive. Maar daar hardloop hy weg. God het hom 'n boodskap gegee om aan die mense van daardie stad te gee. Hy was ongehoorsaam aan God. Sy stem het gevlug na Tarsus. Hy het toe besluit om op 'n boot te klim, soos ek nou het gesê het. En ek wil vir julle sê, geliefdes, dat Jona was bang vir God. Hy was bang om vir die mense te gaan preek. Hoekom? Want hy het gedink, die mense gaan hom stenig. Hy het gedink, die mense gaan hom doodmaak. Ek wil vanoggend vir julle sê, as God aan jou kant is, hoef jy nie te vrees nie. Jesaja 43
praat hy baie keer van, moenie vrees nie, want ek is met jou. Psalm 23, 'n bekende gedeelte, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, ek is met jou, sê die Here. En ek wil vanoggend vir u sê, van broer Eddie daarvoor tot met pastoor Christo hiervoor, God is met jou, jy moet net 'n getuie vir die Here wees. Jy het nie nodig om 'n preek uit te werk, om die mense te impress daar buitekant nie. God sê, kom soos jy is. Jy het nie geld nodig nie. Jy het nie nodig om mooi van aansien te wees nie. Jy het nie nodig om mooi klere te hê nie. God sê, kom soos jy is. En weet julle wat? God gaan jou verander. God gaan jou omswaai. En hy gaan vir jou toerus met wat jy nodig het om uit te gaan in hierdie wêreld. Jy weet die woord sê vir ons, die oes is groot, maar min arbeiders. God soek mense om vir hom te werk, om uit te gaan in hierdie wêreld in, waar wolwe is, sodat ons die skape van God by mekaar kan bring, en hulle kan toerus in die teenwoordigheid van die Here. Ons as mens kry ook 'n opdrag van God. Maar jy weet, geliefdes, omdat ons so besig is elke dag met ons eie dinge, hoor ons nie God se stem nie. Jy weet, baie jare terug, soos jy weet, ek is 'n onderwyser, en ek het noodhulp gedoen, en hulle roep my oor die interkom, hulle sê vir my, meneer Venter, is 'n geval, jy moet asseblief kom. En ek gaan kantoor toe, en hier sit 'n meisiekie, sy sê vir my, meneer, toe ek 'n kind was ek in 'n ongeluk gewees, en my klein twintjie is seer, en dit pyn verskriklik. Ek gaan kantoor toe, en ek gee vir 'n pilletjie, ek sê vir hier so drink hom. Jy weet, ek het weggestap, toe ek in die gang afstap. Ek vra God vir my, hoekom het jy nie vir haar gebid nie? Hoekom het jy nie vir haar gebid nie? Is jy skaam vir my, sê die Here? Jy weet, ek het badkamer toe gehardloop, daar was 'n bankie, ek het op my badkamer gesit, ek het my kop gesak, het gesê, Here, vergewe my. Ek het snot en trane gehuil, had 'n plas water gelê, soos wat ek gehuil het, want ek kon God in die oë kyk, ek kon nie vir God sê, Here, vergewe my nie. Jy weet, 'n uur daarna, toe roep hulle my weer, hulle sê, meneer, dis 'n geval in die kantoor, kom in die kantoor, dieselfde meisie. Ek het voor haar gekniel, ek het vir haar gevra, kan ek vir jou bid? Ek het haar hande gevat en ek het vir haar gebid, en ek het gesê, Here, vergewe my, dat ek dit nie die eerste keer gedoen het nie, maar Here, ek het nou die geleentheid om vir haar te kom bid. Jy weet, ek het vir haar gebid, ek het opgestaan met 'n blye hart. Sy het teruggekom 2 jaar terug, sy sê vir my, meneer, weet jy wat? Jy het my gebid het daai dag, het ek nooit weer pyn gehad nie, tot vandag het ek nooit pyn nie. Vertrou God. Vertrou God. God gaan vir jou die krag gee wat jy nodig het. God gaan vir jou die woorde gee wat jy nodig het om uit te gaan in hierdie wêreld, of vir mense te vertel, Jesus het jou lief. Dis al wat jy nodig het om te sê, Jesus het jou lief. Jy weet, toe ek evangelisasie gedoen het, het jy 'n paar dinge geleer, en as ek in 'n lift ry, en as mense saam met my, dan staan ek in die lift en ek skud hy lift so, dan maak hy lift so, dan kruip die mense aan die hele van hulle is jy mal, wat doen jy nou? Ek sê, jy is bang om dood te gaan. Ja, maar ek wil nie nou dood gaan nie. Ek sê, weet jy wat, as jy Jesus in jou hart het, hoef jy nie bang te wees nie. Of jy nou vir jou gaan kom, of hy oor 1000 jaar vir jou gaan kom, Jesus gaan kom, maak seker jy is reg met God. Jy moet seker wees, jou lewe is reg. Ja. Want die dood vra nie hoe oud jy is nie. Die dood vra nie of jy jonk of oud is nie. Ja. As God jou kom haal, as hy doodsengel in jou deur klop, is dit te laat. Maak seker, jou lewe is reg. Jy weet, Jona moes gegaan het, wat daai mense in Ninive te gaan vertel het. Jesus het hulle lief. Bekeer julle, en laat julle doop, want God het julle lief. Jy sien, geliefdes, ons is so lief op ander mense neer te kyk. Maar die opdrag wat God ons gee, beteken vir ons niks. Ons wil dinge op ons tyd doen. Nie God se tyd nie, ons tyd. Here gee vir ons opdrag, Here, ek is gou besig.
Ek sal dit later doen, en ek wil vir julle sê, later kom ook. Jy gaan dit nie doen nie, jy vergeet van dit. Wanneer God vir jou opdrag gee, ons koning van alle konings, doen dit onmiddellik. Want anders dan gaan God dit van jou weg, wat hy gaan vir iemand gee, wat dit wel gaan doen vir jou. Ek wil vir julle sê, vanoggend geliefdes, ek en jy, is kostlik in die oë van die Here, en daarom wil God jou gebruik. Ek wil vir julle sê, dit maak nie saak hoe oud Tannie is nie. Die Here wil u gebruik en die Here gaan u gebruik. 1 Samuel 16 vers 7 sê vir ons, God kyk nie na sy voorkoms en die hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering, want nie wat die mens sien God nie, want die mens sien wat voor oë is, maar God kyk na die hart. Ek wil vanoggend vir julle sê, God kyk hoe jy lyk nie. God kyk nie hoeveel geld jy in die bank het nie. God kyk na jou hart. Het jy op 'n regte hart vir God? Het jy vir die Here gesê, Here, ek wil vir u werk, Here, ek wil uitstaan vir u. Ek wil vir u sê, die Here gaan jou verhoog. In hierdie donker wêreld wat ons leef vandag, die dinge wat om ons aangaan, God gaan jou verhoog in hierdie wêreld hier buitekant. Ek het Woensdag, toe doen ek saalgodsdiens. En ek bring 'n boodskap. Ek sê vra vir die kinders, hoor jy so, wie van julle is Christene? As 'n paar hande wat opgaan. Ek sê vir hulle, weet jy wat, ek gaan julle skok. Ek wil nie 'n Christen wees nie. Ek's 'n kind van God. Ek's 'n kind van God, en ek gee die paar skrifte vir hulle, en ek sê vir hulle, weet julle wat? Die woord sê vir my, in Johannes 3 vers 1, kyk, wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem word. Daar staan nie, jy's 'n Christen nie, hy sê, jy's 'n kind van God. Galasiërs 4 vers 7, daarom is jy nie meer slaaf nie, maar kind. En as jy kind is, dan is jy ook erfgenaam van God, deur Christus Jesus. En daar's 'n klomp skrifte wat ek vir hulle gegee het. Ek wil vir julle sê, jy wat 'n kind van God is, jy's 'n erfgenaam van God. Jy gaan alles erf die dag as die Here jou kom haal. Maar die Here sê, hy het opgevaar om ons plek voor te berei in die hemel. En ek wil vir julle sê, God het vir ons 'n mansion gebou. Dan nie. Ja, ons gaan lekker leef. Daar gaan ons jubel en spring. Jy weet, mense kan jy op aarde koortjies sing nie. Hulle wil dit beperk. My Bybel sê, daar gaan 'n halfuur stilte in die hemel wees. 'n Halfuur stilte. Want ons gaan God loof en prys. Van oggend tot aand, van aand tot oggend gaan ons die Here loof en prys. Ons gaan sing, ons gaan sy naam groot maak. Ek probeer nog steeds uitfigure wat sy 'n halfuur stilte wat ons gaan hê. Dit is wanneer die Here vir jou gaan sê, my kind, ek is so lief, ek is so trots op jou. Dis my siening. Maar ons gaan God se naam groot maak, die dag as die Here kom. Jy weet, Matteus 10, praat van toe die Here sy disippels gekies het. Hy het hulle genooi, het hulle gesê, kom hierso. En jy weet, daai gedeelte is vir my so wonderlik toe die Here sy disippels gekies het. Vissermanne. Hulle stink dan. Hulle stink, want dan kom hulle is vissermanne. Hulle werk elke dag met vis. God het nie gekyk hoe hulle ryk nie. God het nie gekyk hoe hulle lyk nie. God het hulle harte gekyk, want hulle was bereid gewees. En God het hulle uitgestuur. En jy weet, wat sê die Here vir ons in die gedeelte? Moenie vir jou reissak saamvat nie. Moenie vir jou geld saamvat nie. Moenie vir jou ekstra kledingstukke saamvat nie. Hoekom nie? Want God het hulle toegerus met die beste. God het hulle geleer. Toe Jesus sy disippels uitverkies het hy vissermanne gevat. Nie manne wat slim of van hoë aansien was nie, maar Jesus het 'n plan vir hulle gehad. Hy het hulle bekwaam en geleer, meer as wat jy by die universiteit gaan leer. Jesus het hulle harte gekyk. Hy het geweet dat wat hy hulle sou leer, baie meer werd sou wees, as enige iemand anders. Geliefdes in die Here, as God jou gaan leer, en jou wil gebruik, dan het God 'n plan met jou. Met jou, en wil die pad saam met jou stap. Ek wil vir julle sê, toe hy sy disippels uitgestuur het, om te gaan preek, hy het hulle alleen uitgestuur nie. Hy het sy gees saam met hulle gestuur.
En ek wil vanoggend vir u sê, God se Gees gaan saam met u beweeg, waar u gaan, waar u die woord moet uitdra. In Eksodus 4 lees ons van God, wat vir Moses roep, om sy volk uit Egipte uit te lei. Moses het baie besware gehad, hy het baie verskonings gehad, maar jy weet geliefdes, die Here het hom gebruik, hy het uitgegaan. Die feit van die saak is dat God ons hier op aarde gesit het met een doel. God wil ons hier iets leer, van vertroue, en om te leer hoe om sy woord te kan vertrou. Ek wil vir julle sê geliefdes, baie mense sê dit is 'n storieboek. Baie mense sê dit is maar net, die mense het hom geskryf. Ek wil vir julle sê, dis die geïnspireerde woord van God. Hierdie is die woorde wat die Here gespreek het. God het dit vir ons gegee, om ons toe te rus. Ek wil vir julle sê, daar gaan 'n dag kom, want ons nie meer ons Bybels kan lees nie. Dan moet die woord in jou hart wees. En wat sê die woord? Want die hart van vol is, loop die mond van oor. En as jou hart vol is van God se woord, gaan jou mond borrel en borrel. Pastor Chris het verlede week 'n liedjie gesing, dit borrel, dit borrel hier in my. Die mense kan nie verstaan nie, want ek is tog so bly, want Jesus maak my vry. Jy weet geliefdes, sy woord in jou is, gaan dit borrel en borrel. God wil vir Jona ook leer, om net op hom en sy woord te vertrou, en dat hy nie hoef te vrees nie, en dat God by hom sal wees, en hom sal leer wat om te sê. Die Here sê vir ons in sy woord, in die laaste dae, gaan die Here die woord in jou mond lê, sodat jy weet wat om te sê vir die mens. Ons hoef niks te sê nie, God se Gees praat deur ons. Jy is net 'n instrument wat die Here wil gebruik, en ek wil vir julle sê, jy moet jouself beskikbaar stel, dat God jou kan gebruik. Ons hoef ook nie bang te wees nie, want net soos God met Jona en Moses 'n pad wil stap, so wil God met ons 'n pad stap. God sal ons toerus met die regte toerusting wat ons nodig het vir die pad. En kyk na alles wat elke dag gebruik, en dan in alles sien ek God se beloftes raak. Jy weet, as ek so na alles kyk in die natuur, die Here sê leer van die natuur. Ek leer van die natuur, ek sien God in die natuur raak. En alles wat rondom ons is, kan ek God in sien. Jy weet, ek het my kospakkie gepak, wat ek net met u gaan deel. En in elke dingetjie wat daarin is, en as ek dit elke dag sien, dan herinner dit my aan God se woord. Dan herinner dit my aan wat God vir my wil hê in hierdie lewe. Ek gaan vir u nou sê wat in my kospakkie is. Jy weet, soos wat my kospakkie hier is, so gaan God jou toerus in hierdie wêreld. So gaan God jou toerus met die regte woorde, om met mense te kan praat. Jy weet, hier is van julle wat miskien evangeliste is. Hier is van julle wat miskien die gawe het om vir mense te bid, vir genesing. U alleen sal weet wat jou gawe is. En ek wil vanoggend vir u vra, bid God, hy sal dit vir jou gee. Hy sal vir jou wys wat jou gawe is. Moenie bang wees om dit te gebruik nie. Moenie bang wees om dit te gebruik nie. Jy weet, ons mense is bang. Ek wil nog 'n verhaaltjie vertel. Baie jare terug loop ek en 'n paar pastore, loop ons daar by die boardwalk, nog 'n boardwalk was, voor die casino daar was. Terwyl ons loop en die Here vra vir my, Wins, hoe sterk is jou geloof? Here, my geloof is sterk, jy weet mos. Ek wil gesê, die Here gaan jou toets. En dan kom iemand in 'n reistool verbygery, hy het die bene, die Here sê vir hom bid, dat sy bene groei. Ek gaan na die volgende pastoor, ek sê vir hom, pastoor, hoe sterk is jou geloof? Die Here sê, bid vir daai man. Die Here toets my. Gaan ek op sy woord vertrou? Of gaan ek sê, my Here, sorry, ek weet nie of jy dit regtig kan doen nie. Jy sien, ons gaan deur trials and tribulations. God vat ons deur dinge om ons te toets, om te kyk, hoe sterk is ons geloof. Hebreërs 11 vers 1 sê vir ons, die geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop,
'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ons hoef nie dinge te sien nie, ons moet glo dat God dit vir ons gaan gee. En jy weet, toe die man verby is, toe voel ek sleg. En die Here sê, leef my iemand met 'n huis toe. En ek twyfel weer. En daar het ek besluit, Here, maak nie saak of iemand nou dood is, of iemand nie kan loop nie, maar bid sal ek bid. Here, U weet hoekom ek moet bid vir daai persoon. Vat Jona. Jy weet, die Here het geweet, Jona gaan ongehoorsaam wees. Die Here het geweet, hy gaan na Tarsus toe vlug. Hy het op 'n boot geklim. As jy mooi gaan lees, sy laaste gedeelte, en die manskap het tot bekering gekom, dat hulle het Jonas se God begin aanbid. Hulle het offerande na die Here toe gebring, omdat die Here het beskerm het. So die Here het die bemanning gered, en hy mense in Tarsus en Ninive ook gered. Nou kom ons by my kospakkie, en dit is wat my herinner. Ek het 'n tandestokkie. Wat maak ons met 'n tandestokkie? Haal al die vleisies en goed uit jou tande uit. Weet jy waaraan herinner 'n tandestokkie my? Om die goeie eienskappe van ander vir jou uit te haal. Dit wat jy sien wat mense doen wat goed is, kry dit vir jou. Jy weet, mense sê altyd vir my, weet jy wat, ek wil ook hê wat jy het. Want jy's anderste. Jy's anders as wat ek het. As mense vir jou vra, ek wil ook hê wat jy het. Al is dit net liefde wat jy gee. Al is dit net 'n drukkie wat jy vir mense gee. Jy dra God se liefde oor aan hulle. Onthou altyd dat die Here ons elkeen na sy beeld geskaap het, en hy het ons elkeen spesiaal gemaak. Moenie die verkeerde en lelike in iemand raak sien nie. God gee vir ons elkeen talente en gawes wat ons kan gebruik tot eer en verheerliking van God se naam. Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Kan jy hoor wat sê die skrif? God het jou volgens sy beeld geskape. Hy het jou goed geskape. Psalm 139 vers 14 sê, en ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Moenie dat mense vir jou sê, maar jy's lelik, of jy's vet, of wat ook ewer nie. Ek wil vir u sê, God het jou geskape, en God is tevrede en lief vir jou, nes jy is. My volgende een is, my rekkie. 'n rekkie herinner my aan, om buigsaam te wees. Alles werk nie altyd uit soos jy dit wil hê nie. Maar God het dit dalk anders beskik. God weet altyd wat die beste vir ons is, al besef ons dit nie altyd nie. Jy weet, as 'n skrif wat sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. Daar's 'n liedjie wat ook sê, nie my wil nie, Here, maar dat U wil geskied. Matteus 6 vers 10 sê, nie my wil nie, Here, maar U wil. Romeine 8:28. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na my voorneme geroep is. Spreuke 3 vers 5. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Spreuke 3 sê 6. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Sien, wees buigsaam. Dat die Here jou gebruik, soos wat hy jou wil gebruik. Nie soos wat jy wil nie, maar soos wat die Here wil. Dan het ek 'n hegpleister. Dalk het jy iemand seer gemaak. Dalk moet jy iets doen en gee om die wonde te heel. Dis wat 'n hegpleister doen. Jy sit hom op 'n seerplek. As jy iemand seer gemaak het, is dit baie belangrik dat jy eers vir God om vergifnis moet vra. En daarna moet jy na die ander persoon gaan en gaan sê dat jy jammer is. Ek wil vir jy sê, baie mense sê, maar ek het vergeet. Ek het vergewe. Ek vergeet. Ek wil vir jou sê, jy het nie vergeet nie. Dis nog steeds in jou agterkop. As God jou vergewe, dan vat hy al jou sondes, hy werp in die diepte van die see. En weet julle wat? Hy sit 'n bordjie daarso, no fishing.
Want die Here gee vir jou opdrag om nie terug te gaan om jou sondes weer te gaan haal. Want hy het jou vergewe, hy het jou skoon gewas. Jy weet, daar is 3 woordjies wat die moeilikste is om te sê, ek is jammer. Dis die moeilikste woorde. Ons sê, ek het dit nie gedoen nie. Hoekom moet ek gaan jammer sê? Die Here sê, wees nederig en vra vergifnis. Maar God verwag van ons, hy vergewe ons elke dag ons sondes as ons dit bely. Matteus 6 vers 12, en vergewe ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Matteus 5:23, as jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit jou byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan terug, en bring jou gawe. Sien die woord sê dit, ek sê dit nie, ek bring dit wat God se woord vir ons sê. As jy dink iemand iets teen jou, gaan maak reg. Maak reg. Want as jy nie reg maak nie, kan God jou nie vergewe nie. God wil eers sê jy moet reg maak, sodat hy jou kan vergewe. Dan het ek 'n potlood. Potlood herinner my om elke dag jou seëninge mee aan te teken. Byvoorbeeld, ek het 'n dak oor my kop. Ek eet elke aand lekker, my maag is vol. Ek is gesond. Ek kan loop, ek kan spring. Ek kan praat met my vriende. Ek kan tegnologie gebruik. Hier het dit alles tot ons beskikking gemaak. Hy sê Matteus 6 vers 31, daarom moet julle heel nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Deuteronomium 28 vers 2, en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal, as jy luister na die stem van die Here jou God. As ons luister na God se stem, gaan die Here jou seën. Hy gaan die sluise ooptrek, die hemelse sluise ooptrek, en hy gaan sy seëninge neerstort op jou. Maar jy moet beskikbaar wees, jy moet bereid wees, om te sê, Here, hier is ek. Ek is bereikbaar. Dan het ek uitveer. Uitveer herinner my, dat enige iemand kan 'n fout maak. Ek wil vir u sê, niemand is perfek op hierdie aarde nie. Ek is nie perfek nie. Ek maak nog steeds foute. En weet jy wat is so moeilik? As 'n pastoor 'n fout maak, okay, ja, hy maak foute. Hy sê hy's 'n man van God. Hy maak foute. God se woord sê, ons almal gaan foute maak. Maar weet jy wat is lekker? Ek kan op my knie gaan en sê, Here, vergewe my. En die Here sal my vergewe. Hy sal my skoon was, witter as sneeu. Hierdie uitveer, herinner my, vee al die foute uit en begin elke dag op 'n nuwe blaadjie skoon. Filippense 3:14, maak een ding, vergeet die dinge wat agter is. Strek jou uit na wat voor is. En jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Ek wil vir u sê, as jy die hele tyd gaan vashou aan die verlede, gaan jy nooit jou seëninge kry wat God vir jou instoor het. Vergeet van wat agter is. Strek jou na vorentoe. Ek glo almal van julle het al 'n voertuig gery. Hoekom is jou triespieeltjie so klein en jou windscreen so groot? Want God wil hê jy moet die seëninge voor jou sien en jy moet die foute sien wat jy gemaak het agter nie. Dis hoekom jou triespieeltjie so klein is. God wil jou seën. 2 Korintiërs 5:17. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Ek wil vir jou sê, as jy 'n ommekeer gemaak het in jou lewe en jy is bereid om God te volg, is jy 'n nuwe skepsel. Jy's 'n nuwe mens. Jy weet, baie mense sê as ons hulle gedoop het, dan sê hulle maar, kyk eens, hulle lyk dieselfde. Jou liggaam gaan dieselfde lyk, maar jou hart gaan verander word. Jou hart verander. Jy kry 'n ander hart. God haal 'n kliphart uit en hy gee vir jou 'n hart van liefde. Hy gee vir jou 'n hart van omgee. En dit is waarna die Here kyk. Hy kyk na jou hart. My volgende pakkie hierso is kaugom. Kaugom herinner my om vas te byt. Nou Pastor Christus sal weet en broer Eddie sal weet. As jy nie weermag was,
selfs hulle wat in die polisie is wat kursusse doen, hy vasbyt kursusse. Jy moet vasbyt. Jy moet nie moed opgee nie. As dinge te veel raak, nie sê, oh wel, ek kan nie meer nie. God gee jou die krag om vas te byt. God gee jou die krag om voort te kan beweeg. Hy wat volhard tot die einde toe sal gered word. Het jy dan nie vir God aan jou kant nie? As God vir jou is, wie kan teen jou wees? Hou vas aan God se woord en sy belofte en dra dit uit aan almal. Ek wil vir julle sê, die God wat ons dien is die God van Christus, vandag tot aan alle ewigheid dieselfde God. Ek weet van predikante en dominees, hulle preek glad in die Ou Testament nie. Hulle sê, dit het al gebeur. So, ons moet nie waar in die Ou Testament nie. My God sê, hy is die God van gister, vandag tot aan alle ewigheid presies dieselfde God. Hy is onveranderlik. As hy beloftes daai tyd 2000 jaar terug gestaan het, staan dit tot vandag toe, dit sal vir ewig staan, vorentoe ook. God is nie 'n God wat kan lieg nie. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Matteus 24:13 sê vir ons, maar wie volhard tot die einde toe, sal gered word. Jy weet, my ma sê baie keer sê, ja maar, sy weet nie hoekom sy hierdie dinge moet deurmaak as siekte en goed nie, sy het nie krag en daai tipe van goed nie. Ek wil sê, soos wat God se woord sê, hy wat volhard, sal gered word. 1 Timoteus 4:16 Let op jouself en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat dit hoor. Ek wil vir julle sê, kragtige verse wat die Here vir my gegee het. Dan peppermint. Wat laat die peppermintman herinner? Dat alles wat jy sê 'n aangename geur moet hê. Ek wil vir julle sê vanoggend, geliefdes, jy wat 'n kind van die Here is, kan nie gaan om mense af te kraak. Jy kan nie gaan op en sleg praat van mense nie. Jy moet 'n aangename geur vir God wees. Jy moet positiwiteit hê, jy moet met liefde spreek, jy moet mense opbou, jy moet mense optel. Ek wil vir julle sê, nou dag het ek vir pastore gesê, ek sê, weet julle wat? Die kerk is nie 'n kerk nie, die kerk is 'n hospitaal, wat gebroke mense na die hospitaal toe bring, waar hulle kan genesing kan ontvang, waar hulle kan opgebou word, waar hulle kan opgetel word. Dis wat 'n kerk is. Is 'n hospitaal, waar gebroke mense na toe kom, waar mense liefde soek. Ek wil vir julle sê, geliefdes, ek is jammer om dit te sê, maar meeste mense kry seer in kerke. Meeste mense kry seer in kerke. Die mense wat baie geld kan betaal, hulle sit nie voor, hulle is nie voorgeskoeld. Ons kyk meer na hulle, want hoekom? Hulle moet my salaris betaal, hulle moet die water en ligte betaal. Vir my gaan dit nie oor geld nie. Dit gaan nie oor geld vir my nie. Dit gaan vir my om u by Jesus uit te kry. Die dag as die Here ons gaan kom haal, wil ek al staan en die Here moet so na my kyk en vir my sê, Vincent, waar is jou siele wat jy vir my gewen het? En dan moet die Here so verby my kyk, dan my siele agter my staan. Ek werk vir siele van God se koninkryk. Dis wat vir my belangrik is. God se koninkryk. Hy sê vir ons in 2 Korintiërs 2:15, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. 2 Korintiërs 2:16, vir die laaste 'n reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste 'n reuk van lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwam? Sien, ons moet 'n geur wees vir die mense wat rondom ons is. Daai geur gaan mense aantrek na jou toe. Ek was soos 'n persoon stink, dan staan ek weg van hom af, want hy lyk lekker nie. Maar as iemand lekker lyk, dan wil ek nader en nader staan, want ek wil 'n reuk hê. Ek wil geur hê in my neus. Want om my geur te kan hê, is altyd lekker. En dis die geur van Jesus Christus. Dan het ek 'n lekker soet dingetjie hierso. Dit herinner my, onthou dat elke mens het elke dag 'n lekseltjie aanmoediging nodig. Almal van ons het aanmoediging nodig.
As jy dit nie kry nie, wil ek vir jou sê, lees God se woord. Want daar gaan jy al die antwoorde kry. Daar gaan jy bemoedig word. Handelinge 15 vers 31 sê vir ons, en toe hulle dit gelees het, was hulle bly oor die bemoediging. Handelinge 15 vers 32, en Judas en Silas, wat self ook profete was, het die broeders met baie woorde bemoedig en versterk. Sien geliefdes, ek sê jy goed uit my duim uit nie. Dit kom uit God se woord uit. Alles wat ek vir u oordra, kom uit God se woord uit. En dan my laaste enetjie, teesakkie. Hy ruik nie lekker nie, maar ek wil vir u sê, as hy in water gegooi word, en die proe hom, dan is hy lekker. Teesakkie herinner my, om jou te herinner aan die einde van jou dag te ontspan, en aan jou seëninge te dink. Onthou altyd, 'n kind van God is soos 'n teesakkie. Hy word net sterker in warm water. Wat sê die woord vir ons? Was ek maar warm, of was ek maar koud? Omdat jy lou geword het, spieg ek uit my mond uit. Wees warm, wees sterk. Jy weet, Freddie Ness sing so mooi liedjie. Daar's 'n vuur hier binne my, en dit brand, en dit brand. Ons moet nie toelaat dat Satan kom, en daai vuur verdoof nie. Daai vuur moet brand, en hy moet brand, en hy moet brand, sodat ons die mense rondom ons kan aan die brand steek. Ek wil vir julle sê, dit kos 1 vuurtjie om 'n veldbrand aan die brand te steek. Dit kos 1 persoon om ander mense aan die brand te steek. Wat se woorde praat jy? Hoe is jou woorde? Filippense 4:13. Ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my krag gee. Ek wil jy moet onthou, ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my krag gee. Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Jy sien, in die begin het die Here die hemel en die aarde geskape. 6 dae het hy die aarde geskape. Wat sê hy vir ons in die 7de dag? Hy het gerus. Die Here wil hê, ons moet rus. En ons moet dink aan sy seëninge wat hy vir ons in die week gegee het. Ek wil vir julle sê, gaan sit stil, wees rustig. Skryf al jou probleme neer en skryf al jou seëninge neer. Dan gaan jy sien wat die een weeg die swaarste. Jou seëninge weeg altyd die swaarste. Matteus 11 vers 29. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Sien, die Here wil ook hê jy moet rus. Die Here wil nie hê jy moet 24 uur moet jy uitgaan, jy moet gaan preek nie. Nee. Die Here sê, alles het sy tyd. Die Here gee vir jou tyd, wanneer jy sy naam moet gaan uitdra na buitekant. Ek wil afsluit. God gebruik ook mense om met ons te praat. Jy sien, die Here bring nie pastore na ons pastore toe met ons te kom praat nie. Die Here gebruik kinders om ons ook te leer. Ek het baie van kindertjies geleer. Dan sê ek, Here, ek het nie geweet ek kan van 'n kind af leer nie. God stuur mense na ons toe, sodat ons so kan leer, om met ons te praat, om ons te bemoedig en te versterk. Wanneer jy die Here se stem hoor, wil hy ook vir jou gebruik om ander na hom toe te lei, en hy sal alles wat nodig is in jou hande plaas. Glo in en vertrou die Here en sy beloftes. Jy weet, soos wat hierdie my kospakkie my herinner aan hierdie dinge, wil ek vir jy sê, God gaan jou toerus met alles wat jy nodig het vir jou pad vorentoe. Matteus 28 vers 19 sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. So opdrag wat die Here gee, gaan, maak disippels van alle nasies. En die skrifgie wat ek wil afsluit mee is Jesaja 6 vers 8. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? En wie
sal vir ons gaan. Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Ek wil vanoggend vir u sê, geliefdes, dat die Here staan stil by u. Die Here vra u, is jy bereid om uit te gaan, om siele vir sy koninkryk te wen? Jy weet, dit gaan nie oor 'n kerk nie. Dit gaan nie vir my oor 'n kerk nie. Soos wat Pastor Karl Nydag gesê het, ek wil nie baie mense in my kerk hê. As ek met 5000 mense in my kerk sit, gaan ek nie by al 5000 uitkom. Hoe kleiner my gemeente is, hoe lekkerder is dit, want dan kan ek kommunikasie, ek kan liefde toon tussen mekaar. En dit is wat my belangrik is. As ek kommunikasie, is hy liefde wat ons aan mekaar kan toon. En ek wil vir julle sê, laat die Here sy woord seën, gaan uit, bemoedig mekaar, moenie bang wees of weghardloop van God se aangesig af nie, moenie wees soos Jona wat weghardloop het nie. Die laaste skrifgie, hou vas aan dit. Die Here vra vir ons, wie gaan ek stuur? Wie sal vir ons gaan? As jy sê, Here, hier is ek, stuur my, dan moet jy bereid wees. Daar's 'n skrif in die Bybel wat sê, hy wat sy hand in die ploeg slaan, en agtertoe kyk, is nie geskik vir die koninkryk van die hemel nie. Wanneer jy jou hand in die ploeg slaan, moet jy deurdruk tot die einde toe, en jy sal gered word. Kom ons sluit ons oop. Hemel Vader, ons sê vir baie, baie dankie, Here, vir u woord wat uitgegaan het vanoggend, Here. Here, dat dit ons elke dag sal herinner, Here, aan alles wat u rondom ons gesit het, wat ons kan gebruik, Here, om u woord uit te kan dra. Here, hierdie kospakkie wat ek vanoggend voorgelê het, Here, is iets simpels, Here, is iets kleins, Here, maar Here, dit herinner ons, Here, om die beste uit mense uit te kan kry, Here. Here, dat ons mekaar kan opbou, Here, in gees en in waarheid, Here, want u sê vir ons, Here, gaan, maak disippels, bring hulle in. Here, die oes is groot, maar daar's min mense, Here, daar's min arbeiders, Here, om u woord te kan verkondig. Here, ek wil vra, gebruik die geringste persoon, Here. Here, gebruik die kinders, Here, om u woord te kan uitdra. Gebruik die bejaarde mense, Here. Here, want jy vra nie ouderdom nie. Jy sê net, is jy bereid? Seën ons, Here. Seën die woord, Here, wat uitgegaan het. Seën elkeen se harte vanoggend, Here. En Here, maak ons bruikbaar vir u woord. En dat ons nie skaam te wees of bang te wees nie, Here. Want die woord sê vir ons, as jy jou gaan skaam vir my woord, gaan ek my skaam vir jou. Here, ons hoef nie skaam te wees nie, want ons dien 'n groot en 'n lewendige God. En ons eer en ons loof u daarvoor, in Jesus se kosbare naam. Amen en amen. Ek gaan oorgee aan Pastor Christo, wat ons gaan lei, nog met 'n laaste liedjie. Ek wil vir u sê, geliefdes, is lekker om die naam van die Here uit te dra, is lekker om te kan weet, dat die Here is altyd tot ons beskikking.